Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus, leef in jou. My naam is Paul Stander en dit is altyd vir my lekker om hier op Kruiskyk die goeie nuus met julle te deel. Ek was soos baie van julle ook 'n stadium in my lewe wat ek heeltemal verlore was, sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Maar hierdie evangelie het vir my so 'n werklikheid geword, toe Jesus my kom red het, toe daar geen hoop was nie, toe my lewe uitmekaar uitgeval het, toe ek dinge gedoen het wat ek nie op trots was nie, het hy deur sy genade my kom red. En soos Paulus, ek kan nie help, ek moet dit deel, ek moet dit vir iemand vertel, want ek sê baie keer vir mense, as God my gered het, dan kan hy enige mens red. En dit is so wonderlik om nou hierdie goeie nuus met julle te kan deel. Vandag wil ek bietjie gesels oor ons gedagtes en die verhale wat ons gedagtes vir ons vertel. Nou, 'n mens se gedagtes is soos 'n natuurlike storieverteller. Dit vertel jou oor en oor, elke dag, baie keer dieselfde goed. Jy sal agterkom dat mense aan dieselfde probleme dink en hulle dieselfde goed oor en oor elke dag beleef. En dis hoekom dit so belangrik is om anders te dink en gegrond te wees in die woord van God. Wat interessant is dat daai stories wat jou gedagtes vir jou vertel, nie altyd die waarheid is nie, want die meeste van ons gedagtes is gebaseer of het gebeur in ons ou mens, die mens wat gesterf het. So die nuwe jy in Christus is nie daai persoon wat in jou gedagtes maal nie. Dit is gedagtes oor iemand wat gesterf het. En ons moet leer om ons gedagtes te vul met die woord van God. Met ander woorde, is baie meer belangrik om te besef wat God van jou dink, as om te dink wat jy oor jouself dink, of wat mense so opinies oor jou is. Daar's verhale wat mense soveel keer al in hulle koppe oor en oor gespeel het, goed soos, ek is nie goed genoeg nie. Dit is maar nog altyd so, dit sal altyd so wees. Dit het met my pa gebeur, dit het met my gebeur. My pa het hierdie siekte gehad, ek gaan nou ook sekerlik hierdie siekte kry. Hulle skryf dit in kontrakte in, oor erflike siektes en goeters. En ons weet mos, ons is in hierdie wêreld gebore en ons het natuurlike ouers, maar daar's 'n groter realiteit. Ons koning is ons pa. Ons is kinders van die lewende God. Paulus, of die skrywer van Hebreërs, het in Hebreërs geskryf, dat hy wat heilig maak, en hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. Dis geweldig groot. God sien jou as deel van sy familie. Met ander woorde, as jou pa die koning is, dan is jy mos 'n prins, jy's 'n prinses. Nou, geloof ontken nie die feite nie. Wat belangrik is om te besef is, dit herskryf die betekenis daarvan. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, dis 'n bewys van wat ons nie sien nie. Geloof sê vir jou byvoorbeeld, as ek dit nog nie sien nie, maak dit nie saak nie, want dit wat ek glo, dit wat ek sien, is baie kleiner as die waarheid oor God, wat God sê en wat God kan doen. Dink byvoorbeeld aan iemand soos Petrus, toe hy op die skei was en toe hulle Jesus sien aankom het, en hulle baie bang was, en toe Jesus vir hulle gesê het, nou dit is ek, hulle moenie bang wees nie, en toe Petrus sê, maar Here, as dit is, dan wil ek mos nou op die water loop, en daar klim Petrus uit, 'n mens net soos ek en jy, maar sy oë is gefestig op Jesus.
Met ander woorde op Christus. En toe hy uitklim, toe loop 'n mens soos ek en jy, fisies op die water. Dis nie soos in vandag se sosiale media, wat hulle die media, noem dit daai woord, Photoshop, of verander, of hulle sit deurskynende stoele onder 'n swembad, of in 'n swembad sit, dat lyk of jy daar kan loop nie. Hy het fisies op die water geloop, saam met Jesus, maar wat gebeur? Toe hy sy fokus wegvat, toe sink hy. En toe hy uitroep, Here help my, toe strek Jesus nog steeds sy hand uit en hy help hom. Kan jy sien, en dit is presies wat ons met ons identiteit doen. Ons het saam met Jesus gesterf, saam met opgestaan, ons sit nou in hemelse plekke in Christus Jesus. Paulus gaan so ver om te sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterf en julle lewens is saam met Christus, verborge in God. So jy moet nie dink aan jou verlede, aan jou tekortkominge, aan wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit is om iemand wat dood is, weer op te grou of uit die kus uit te wil haal en weer lewendig gemaak te word. Ons kan nie dit meer bekostig nie. In Christus is ons nuwe skepsels en ons moet so leef. So, dis baie belangrik om jou oë op Jesus gefokus te hou, om te verstaan, te weet wie jy in Christus is. Die Bybel is baie duidelik in Romeine 8, skryf Paulus vir ons, dat die wat God geroep het hy verordineer, en die wat hy verordineer het, die het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Kan jy dink as jy vir 'n godsdienstige mens sê, ek is geroep, ek is verordineer, ek is regverdig, en ek is verheerlik. Iemand wat nie die woord ken nie, gaan dink, jy is godslasterlik, dit wat jy nou sê. Maar dis presies wat ons is. Onthou, as ons deel van 'n familie is, deel van God se familie, dan het ons 'n ander natuur. Ons het 'n geestelike natuur. Die Bybel sê in Petrus dat sy goddelike krag ons alles geskenk het wat nodig is vir lewe en godsvrug. Dan sê hy hoekom? Sodat ons deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nou wat beteken? Goddelike natuur beteken die vermoë om anders te dink, die vermoë om te sien dinge wat nie bestaan nie, soos God, asof hulle bestaan. Onthou, geloof is nie om jouself te bedrieg of ontkenning nie. Max Lucado het gesê, geloof is nie die oortuiging dat God altyd doen wat jy wil nie. En baie keer wat ons doen is, ons het vooropgestelde idees, vooropgestelde planne, en daai planne is baie keer gevorm deur ons verlede. Met ander woorde, ons is grootgemaak om sekere goed te doen, om sekere goed te bereik. Maar as jy in Christus is, die dag wanneer jy saam met Jesus begin stap, en jy saam daai ou mens sterf, dan is jy 'n nuwe skepsel. Jy kan nie nou wie jy wil wees, baseer op wie jy was nie, op wat jou verlede jou gedefinieer het nie. Onthou wat Jesus gesê het, ek doen niks uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, doen die werke. En ek en jy het nou geloof, hoekom? Want God homself bly in ons, deur sy Heilige Gees. En die Bybel is dan ook baie duidelik, dit sê dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nou in ons is. Met ander woorde, daai selfde Gees, wat die dood, die duiwel, sy magte, alle krankhede, alle siekte, alle probleme opgelos het. Daardie selfde Gees van God, is nou in ons, as gelowiges. En ons moet dit ons eie begin maak.
Ons moet daarop mediteer. Ons moet besef dat daar niks in hierdie wêreld is wat groter is as God wat in ons is nie. So mens moet ophou krediet gee aan die duiwel, dit wat hy reg gekry het. Want onthou, ons leef deur geloof en nie aanskouing nie. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4:18. Ons let nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want sigbare dinge is tydelik, maar, luister nou mooi, die onsigbare dinge, dit is ewig, en dis belangrik om dit altyd te besef. So, geloof verander ons manier van dink, ons fokus, van tydelik na ewig toe. In ander woorde, dit wat nou met my gebeur, kan nie vergelyk moet word met God se plan vir my nie. Van vrees na vertroue toe, en dan baie, baie belangrik, dit verskuif van myself en wat ek moet doen, en wat ek kan bereik, na God toe. Met ander woorde, dit is soos wat Jesus ons geleer het. Ek kan niks uit myself doen nie, die Vader wat in my bly, hy doen die werke. So dis baie belangrik om ons verstand te hernie met die woord van God. Hoor wat sê Romeine 12 vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welbehaaglike en volmaakte wil van God is. As jou gedagtes nie hernie word nie, dan gaan jy gedagtepatrone of patrone in jou gedagtes skep, wat jou uiteindelik gaan laat swaar kry, gaan siek maak en onnodig pyn en lyding ervaar. Ons het die sin van Christus, so die fokus op dit wat in die wêreld is. Ons is bewus daarvan, maar dit moet nie ons fokus wees nie. Ons fokus moet regtig Jesus Christus wees. Hoor wat sê Johannes 8:32. Julle sal die waarheid ken en julle sal vry wees. Met ander woorde, daai waarheid wat ons ken, dis wat ons vry maak. Identiteit, met ander woorde, jy moet wees wie jy is en jy moet nie doen om te word wie jy wil wees nie. Met ander woorde, daai ding van jy doen eers, dan word jy. Nee, jy glo eers en dan is jy. Spreuke 23 vers 7. Ek haal hierdie skrif baie aan, dit sê, soos hy in sy siel bereken, so is hy. In Engels sê dit, as a man thinks in his heart, so is he. As jy byvoorbeeld aan jouself dink as 'n sondaar, en jy glo jy's 'n sondaar, dan gaan jou optrede sondig wees, want dit is wat jy van jouself glo. Maar as jy glo dat jy deur Jesus verordineer, geroep, regverdig en verheerlik is, dan gaan jy mos soos 'n regverdige begin lewe. Dan gaan jy vrymoedigheid hê om in God se teenwoordigheid in te gaan. Dan gaan jy mos nou vrymoedigheid hê om te weet dat dit wat ek vra vir my sal gegee sal word, want God kyk nie na my in my vlees en die ou mens nie, hy sien my in Christus. Hy het my in Christus geskep, sodat hy nou sy goeie werke deur my kan doen. En as ek van my praat, dan praat ek natuurlik vir jou ook. Efesiërs 1 vers 4 sê, hy het ons in hom uitverkies, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. Daar staan nie, hy het ons voor die grondlegging van die wêreld gekies, om onheilig en gebrekkig te leef en van hom geskei te wees nie. Dis 'n ou manier van ding. Jesus het klaar gesterf, hy het klaar opgestaan en ons sit nou klaar saam met hom in hemelse plekke. Dis baie belangrik dat jou gedagtes op die rots gebou word. Onthou, Jesus het ons geleer van die storms,
Daar's 'n huis wat op sand gebou is, en daar's 'n huis wat op 'n rots gebou is. Die huis wat op die sand gebou is, het geval toe die storm kom. En wat interessant is, daai storm het al twee getref. So in hierdie wêreld moet ons besef dat, maak nie saak hoe jy leef nie, daar gaan storms wees, daar gaan goed wees wat jou geloof toets, daar gaan beproewinge wees, daar gaan tye kom waar jy werklik besef dat ek nou net op God kan vertrou. Daar's goed wat teen ons kom wat nie menslik moontlik is om te oorwin nie. Maar wat so goeie nuus is, hy wat die onmoontlike kan doen, hy leef in hom. Jesaja 26 vers 3 sê, 'n standvastige gesindheid sal u in volkome vrede bewaar, want hulle vertrou op u. En jy sien hoe belangrik dit is om waar jou vertroue moet wees. Luister na jou woorde as jy 'n probleem het en jy nie in die kerk is nie en jy saam met ander mense praat. Dalk ongelowig is. Ek dink ek maak myself ook baie keer skuldig daaraan. Dan is 'n mens geneig om te praat oor jou probleme, oor hoe swaar jy kry. Mense praat van my siektes, my probleme, en niks van daai goed behoort aan ons nie. Ons moet leer om dit wat die duiwel vir ons gee, nie te vat nie. Daar is niks wat hy het, wat ons wil hê nie, want hy's 'n leienaar, hy's 'n moordenaar, en hy's 'n dief. En al hoe hy enige houvas op ons kan kry, is deur ons te bedrieg. Deur ons te laat glo in goed wat nie die waarheid is nie. Met ander woorde, hy skep vir jou 'n realiteit wat gebaseer is op dit wat jy met jou sintuie beleef, wat jy sien, hoor, voel. Maar God se woord, God se realiteit is anderste. Ons fokus op dit wat onsigbaar is, met ander woorde op dit wat ewig is. Hoekom dit so belangrik is om op dit wat ewig is te fokus, is omdat ons in ons gees, het jy mos nie 'n begin of 'n einde nie. God leef buite tyd. Dis hoekom hy sê ek is wat ek is. So dit wie jy is, dit wat jy glo, dit is. Daar kan nie iets bygevoeg of weggevat word nie. God se woord is ja en amen. Hoor wat sê Filippense 4 van vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. En jy sien hoe belangrik dit is. As jy met 'n probleem het, praat met God daaroor, maar gee dit dan vir hom, en hou dan op om daaroor te praat. Hoor wat daai gedeelte sê, gebed en smeking met danksegging. Ons kan nie elke dag vir God dieselfde ding oor en oor en oor vra nie. As jy vir hom iets vra en jy dit nie gekry het nie en jy vra weer, dan beteken dit mos jy het die eerste keer nie geglo nie. So wees dapper en staan op teen jou natuurlike self. Staan op teen hierdie magte wat jou in leuns wil laat glo. Jy kan iets sien wat fisies is, maar onthou geloof is wat ewig is, wat absolute realiteit is. So dit wat ek in my liggaam ervaar op die oomblik, is 'n natuurlike realiteit. Maar jy moet onthou wie jy in Christus is. Dit is absolute waarheid. So dit maak nie saak wat jy voel, waardeur jy gaan nie. Dit is alles natuurlik en dit kan jou laat seer kry, dit kan jou pyn laat beleef, maar dit moet nie jou fokus wees nie. Onthou, enige storm hou nie vir altyd aan nie. En omdat ons op die rots gebou is, omdat ons op Jesus gebou is, ons lewens in Christus is. Ja, baie keer gaan ons val, baie keer gaan ons omgeslaan word, maar ons staan elke keer op.
Ek het in my persoonlike lewe al baie keer deur siektes gegaan en dan sit ek in die hospitaal of wat ook al, maar elke keer, my vertroue is op God. Ek gaan daar deur en ek staan op. As een persoon by die werk wat my Lazarus noem, want jy staan elke keer op. Dis wat ek jou wil aanmoedig, jy hoef nie te bly lê nie, en moenie sien dat alles wat teen jou kom, daar is om jou onder te kry nie. Baie keer is dit wat jy deurgaan nodig, sodat jy kan groei, sodat jy sterker kan word, sodat jou geloof opgebou kan word. 2 Korintiërs 4:16 sê, ons word nie moedeloos nie, luister nou mooi, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, tog word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Wat ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, nou moet jy mooi luister, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. So dis belangrik om te besef dat waarheid die leuns vervang. Die leuen sê byvoorbeeld, ek is nie goed genoeg nie. En dan baie mense glo dit. Maar hoor wat sê Psalm 139:14. Ek loof U, omdat ek vreeslik en wonderbaar gemaak is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Kan jy sien? Jy is wonderbaarlik gemaak. Spesiaal, God het jou in die moederskoot geweef. Baie mense sê ek is alleen. Dis natuurlik 'n leuen. Hebreërs 13:5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nog 'n leuen waarmee mense sit is, mense glo dat hulle is wat hulle verlede sê hulle is. En dis mos 'n leuen. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Alles wat oud is, het verbygegaan. Ek het geen doel nie. Wat 'n leuen. Die Bybel sê, ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God berei het, sodat ons daarin kan wandel. Daar's 'n leuen wat sê, ek is bang vir die toekoms. Dis natuurlik een van die grootste leuns, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar liefde, krag en selfbeheersing. So om af te sluit wil ek vir jou vra, glo jy die stem van vrees, of glo jy die stem van jou Vader? En ek wil jou bemoedig met hierdie woorde, geloof herskryf jou storie, van tekort na genoeg, van chaos na 'n doel vir jou lewe, van vrees na selfvertroue. En ek sluit af met Spreuke 4:23, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Moenie jouself en jou toekoms vernietig deur dinge te glo en dinge te spreek wat nie die waarheid is nie. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Vader, dankie vir hierdie woord wat ons vrymaak. Dankie dat ons nie hoef te fokus op dit wat ons sien, hoor of voel of beleef nie, maar op die waarheid, die absolute waarheid, dat Jesus Christus die Here is, en dat Jesus 'n naam het, wat bo elke naam is. Ons loof en prys U daarvoor. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.